Kom ons word stil voor die Here. Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan op sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, hy sal seën wegdra van die Here. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste, oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing tot die Here se lof. Ons sing saam Psalm 107, en ons loof hom, omdat hy goed is. Dis die eerste vers. En goed is sonder end. En dan ook vers 3, laat hom dank bewys vir redding wat so soet is, hom voor die mense prys, omdat hy groot en goed is. Psalm 107 verse 1 en 3 en daarna bely ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Psalm 1 sê, dit is goed dat God se kinders die Here se wet oorpyns elke dag. Ons luister nou na die Here se wet soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En dan die eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Tweede gebod, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat,
en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. En dan die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Vierde gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei, al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy hoef jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dan die 5de gebod. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. 8ste gebod, jy mag nie steel nie. En dan die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan laastens, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons antwoord die Here met 'n belydenis, die belydenis van Psalm 139, daar's niks voor U bedek, o Heer, want U skou uit ewige dieptes neer en U sien my hart en my wandel aan. Die eerste en die 12de verse van Psalm 139 en dan daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons loof U vanoggend omdat U goed is en daar geen einde aan U goedheid is nie. Dit wat vir ons menslik onmoontlik lyk, ons wat as mense dikwels ongeduldig raak en dikwels ons goedertierenheid, ons goedheid terughou, U doen dit nie. U goedheid duur van ewigheid tot ewigheid, voordat ons gebore was, voordat U die aarde geskape het, was U alreeds goed. Was U alreeds 'n God van liefde.
'n God van oneindige genade. En U het Uself in die geskiedenis openbaar deur ons Here Jesus Christus as 'n God wat red. As 'n God wat ons uit die dieptes van ons eie sonde hel uit verlos het. Uit 'n God wat deur die Heilige Gees in ons harte spreek, dat die woorde wat ons oopmaak en wat ons lees, dat dit die waarheid is en dat dit vir ons blydskap kan bring en verligting. Genadige God en Hemelse Vader, ons het sopas gesing dat daar niks voor U bedek is nie, dat U alles weet. En daarom vra ons ook dat U aan ons sal openbaar, daar waar ons in ons gedagtes, in ons handelinge, in ons woorde, waar ons op die verkeerde pad is. Dat U deur die Heilige Gees aan ons sal openbaar, dat ons graag op 'n pad van heiligmaking sal wil kom. U ken U kinders. U weet wat in hulle lewens aangaan. Ja, selfs daar waar die sondes al so diep weggesink het. Daar waar ons boesemsondes vertroetel. Daar bid ons dat U dit vir ons sal openbaar en dat U ons sal lei op die regte baan. En so bid ons dan ook, Hemelse Vader, dat die Heilige Gees ons sal lei op die regte weë. Die Heilige Gees ons sal lei daar waar ons wankelend voortstrompel op die verkeerde pad, en dat U ons op die regte pad sal bring. U ken U kinders en U weet wat ons stryd is in die geheim, en U weet wat ons stryd is, dikwels wat ander mense openlik kan sien. En daarom kom ons na U toe in volle afhanklikheid, want dit is slegs deur die genade van die Heilige Gees dat ons na U toe kan kom, en ons bid dat U ons dan ook met hierdie erediens nie sal aansien in ons swakheid nie, maar sal aansien in U Seun Jesus Christus, wat die volmaakte weggehou het. Ons vra dit in sy heilige naam. Amen. Twee skrifgedeeltes, een uit die Ou Testament, en ons lees uit die profesie van Jesaja, daar vanaf die 6de vers in die 55ste hoofstuk. Jesaja 55, daar sê die profeet in vers 6, soek die Here, terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan, terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat, en die kwaaddoener sy gedagtes. En laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees, en tot ons God, want hy vergeef menigvuldiglik. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal, en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deur vochtige maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Want met vreugde sal julle uittrek en met vreugde gelei word. Die berge en die heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek, en al die bome van die veld in die hande klap. Vir 'n doringboom sal daar 'n sipres opgaan, vir 'n distel sal 'n mirteboom opgaan, en dit sal vir die Here wees tot 'n naam, tot 'n ewige teken, wat nie uitgeroei sal word nie. En nou blaai ons na die Nuwe Testament, na die evangelie volgens Lukas, en ons lees daar in Lukas 12, lees ons van die 54ste vers, Lukas 12, vers 54, die Here Jesus Christus, besig om die skares te onderrig, besig om hulle te lei in die weë van die koninkryk van God. En hy, dis nou vers 54, en hy het ook aan die skare gesê, wanneer julle 'n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik,
daar kom reën. En dit gebeur ook. En wanneer julle die suidewind sien waai, sê julle, dit sal gloeiend warm wees, en dit gebeur. Geveinstes die voorkoms van die aarde en die lug weet julle te beoordeel, maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie? En waarom oordeel julle ook nie uit julle self wat reg is nie? Want terwyl jy met jou teestander na die owerheid gaan, doen moeite op die pad om van hom los te kom, sodat hy jou nie miskien voor die regter sleep en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en die geregsdienaar jou in die gevangenis werp nie. Ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy ook die laaste oortjie betaal het nie. En in dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat hom berig gebring het van die Galileërs, wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. En Jesus antwoord en sê vir hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die Galileërs, omdat hulle sulke dinge gelei het? Nee, sê ek vir julle, maar as julle heel nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Of daardie 18 op wie die toring van Siloam geval en hulle gedood het, dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? Nee, sê ek vir julle, maar as julle heel nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. En hy het hierdie gelykenis uitgespreek. 'n Man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daaraan gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie, kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? Maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek hom gespit en misgegooi het. As hy dan vrugte dra, goed, maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkap. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot so ver daaruit. Kom ons antwoord nou daarop, deur saam te sing weer, en ons sing hierdie keer Psalm 67. Psalm 67, en ons sing die eerste en die tweede vers. Wees ons, o Heer, wees ons genadig en seën ons by oorvloed. U aanskyn, laat die weer weldadig ons koester met sy liefdegloed. Lukas 13 vers 3, ek sê vir julle, sê die Here, maar as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Geliefdes, ons ken die gesegde, die blinde sambok het hom of haar getref. Dit beteken dat een of ander ongeluk of ramp het oor die pad gekom van iemand wat dit verdien. Deesdae praat mense ook van karma. Dis 'n Hindoe term wat daarop dui dat wat jy saai, sal jy maai. Saai jy mooi positiewe dinge, sal jy eendag daarvoor beloon word. Saai jy kwaad, sal dit jou eendag inhaal. Nou of in jou volgende gereïnkarneerde lewe.
Hoe dit ook al sy, boontjie kry sy loontjie. Tref die ongeluk iemand, word hy oorval deur een of ander ramp, dan is dit maar net sy of haar verdiende loon. Dis die blinde sambok. Karma werk nou maar eenmal so. Redeneer u ook so, geliefdes? Is dit hoe die koppe werk? U sê vir my nee. Maar dan moet ek vir u ook vra, hoeveel keer het jy nie ook al saam gepraat of miskien saam gedink, wanneer 'n jong vrou skielik in 'n motorongeluk uit hierdie lewe uitgeruk word nie? Of wanneer 'n kleuter aan beenmergkanker sterf, of om dit nou maar net meer van toepassing te maak op hierdie verskriklike tye waarin ons leef. 'n Vrou is op pad van die lughawe af of op pad lughawe toe daar in die Kaap, en die volgende oomblik word sy deur 'n rower oorval en met 'n mes doodgesteek. Hoeveel keer het julle nie al vir julle self gesê of vir mekaar gesê, hy of sy het dit nie verdien nie. Met ander woorde, daar's ander wat dit verdien, maar hy of sy het dit nie verdien nie. Ja, miskien is daar baie meer onder ons wat soos die Jode en die skrifgeleerdes geredeneer het, want hulle het gedink, daardie Galileërs wat deur die ramp oorval is, die manne wie se bloed met die offerdiere se bloed vermeng geraak het, hulle moes dit seker maar verdien het. Want jy weet, slegte dinge gebeur mos nie met goeie mense nie, of hoe? En as dit wel gebeur, dan kan of wil ons dit nie verstaan nie, en dan sê ons, waarom Here, waarom, hoekom, wat het hy of sy gedoen om dit te verdien? Nou die Here gee vir ons 'n Bybelles vanoggend, hy gee vir ons 'n insig om die hoofopskrifte in die koerante en die media reg te verstaan. Hy maak ons so oop, sodat ons nie ook soos die ander blindes van 'n blinde sambok praat nie. Dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die Galileërs, omdat hulle sulke dinge gelei het? Nee, sê ek vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. En nou hier sit die rabbi van Israel, maar net die prediking voort wat Johannes die Doper gepreek het, wat 'n mens reeds in Lukas 3 lees. Dra dan vrugte wat by die bekering pas, het Johannes gesê, want die byl lê ook al teen die wortel van die bome, en elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Jy sien, die Jode wat die Here Jesus gevolg het, die mense wat so agter hom aangetou het, nie om net deur een of ander wonderwerk vermaak te word, en ook die skrifgeleerdes, wat hom soos hongerhonde omsingel het, net om 'n skewe woord uit sy mond op te vang, of miskien u wat vandag hier opgedaag het om hopelik 'n goeie preek te hoor, besef miskien nie dat ons almal leef op geleende tyd. Die toring van Siloam kan net so skielik op my val, as wat dit op die ou hier langs my val. Ons moet dit mos te weet, sê die Here Jesus, want God se oordeel rus oor hierdie wêreld, en daai oordeel is toenemend aan die kom. En so seker as wat u die weer kan voorspel, as die wolke hier in die weste bokant Filippolis saampak, dan is die reën so lank of soveel dae weg. En as dit in hierdie deel van die wêreld vir 3 dae lank die wind waai, dan weet jy, dit kom uit die noordweste, nou is 'n koue front op pad. Ja, sê die Here, julle weet hoe om die voorkoms van die aarde en die lig te beoordeel, maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie? Hoe is dit dat julle nie die stormwolke oor julle eie lewens sien saampak nie? Want God se toorn word van die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense. So lees ons in Romeine 1. En in Romeine 3 skryf dieselfde Paulus dat daar niemand regverdig is voor God nie.
Selfs nie een nie. Daar's niemand wat goed doen nie, sê hy. Daar's selfs nie een nie. En ons weet, so gaan die apostel verder, dat die loon van die sonde is wat? Wat is die loon van die sonde? Die loon van die sonde is die dood. Dis elke mens se verdiende loon. Ongeag ouderdom, van speenoud tot stokoud, ongeag of jou naam Moeder Teresa is en of jou naam Donald Trump is, niemand verdien iets anders nie. Die vraag is dis nie hoe kan ek 'n God dien wat toelaat dat babetjies gebore word en dan sterf nie? Want jy weet, daar's baie hoogmoedige mense wat God wil oordeel, maar min wat besef dat dit eintlik hulle self is wat onder die oordeel staan. Min wat besef dat dit 'n ongelooflike wonder is dat daar nog hoegenaamd babetjies gebore word. Die vraag is nie hoekom jy's daardie groepie Galileërs onder die swaard moes deurloop nie, of hoekom jy's daardie 18 onder die vallende toring beland het nie, of hoekom jy's hierdie een of daardie een, maar nie hierdie een nie. Nee, die vraag is, hoekom leef ek nog? Wat maak dat ek nog offers kan bring? Wat maak dat die rampe my nie tref nie? Ek leef sodat ek myself kan bekeer. En dis hoekom die Here vandag vir ons sê, as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Julle sal almal omkom, soos daai Galileërs omgekom het. Want hulle was juis op pad om deur hulle offers versoening by God te soek. Dis waarvoor daai offerdiere se bloed eintlik bedoel was. Dit was om die verbondsmens met sy Here te versoen. Die Galileërs wou dit nog doen, maar hulle het nie daarby uitgekom nie. So in ons skrifgedeelte sien ons Here Jesus op pad na Jerusalem. Hy's op pad na Golgotha. En dit het hy nou reeds aan sy volgelinge meegedeel. Ons lees in Lukas 9, waar hy voorspel dat die Seun van die Mens moet baie ly, dat hy verwerp moet word deur die ouderlinge, die owerpriesters en die skrifgeleerdes, en dat hy gedood word en dat hy op die 3de dag sal opstaan. En Johannes die Doper het dit ook vooruit gesien, want reeds vroeg in Jesus se bediening het hy hom beskryf as die lam van God, wat die sonde van die wêreld sou wegneem. So wat bedoel die Here Jesus as hy vir die mense sê, hulle moet hulle self bekeer? En wat beteken dit hier in ons skrifgedeelte? Beteken dit, as hulle hoor hulle moet hulle self bekeer, hulle miskien minder na ander vroue moet kyk? Beteken dit dat hulle moet ophou om te lieg as hulle inkomstebelastingvorm invul? Dat hulle moet ophou om te skinder of minder te drink of op te hou om te vloek? Wat beteken dit? Dit beteken eenvoudig, geliefdes, dat hulle hom as hulle verlosser moes herken. Dat hulle moes herken dat hy die lam van Jesaja 53 was. Hulle moes ophou om hom net as nog 'n ikoon te sien, of erger nog, soos dit wel gebeur het, om sy bediening met die werk van Beelzebul te vergelyk, soos hierdie Jode reeds gedoen het. Bekering beteken om heelhartig, sonder voorbehoud, die Messias van Israel as jou verlosser in die geloof te omhels. En dis rondom hierdie bekering of gebrek daaraan dat jou ewige toekoms afhang. Ek en u, broeder en suster, as ons voor God se regterstoel staan, verdien ons niks anders as die ewige dood nie. Ek praat nie van die tydelike dood nie, ek verwys nie na Pilatus se swaard of na hierdie vallende toring of die kanker of die motorongeluk nie. Ek praat van die ewige dood of die ewige lewe. Vroeger in hoofstuk 12 sê Jesus, moenie vrees vir dit wat die liggaam kan doodmaak en daarna niks meer kan doen nie, maar ek sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom wat nadat hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. Bekeer jou
anders sal jy net soos die Galileërs omkom. Maar erger nog, jy sal land voor hom wat by magte is om jou in die hel te werp. So ons teksgedeelte word omraam deur 2 gelykenisse wat die onverdienstelike mens se situasie beskryf. Hy of sy moet hom bekeer tot die Here Jesus Christus. Daai opdrag se dringendheid word onderstreep deur dit wat daar voorkom, want Jesus leer dat terwyl jy met jou teestander op pad is na die owerheid toe, doen liewers moeite op die pad om van hom los te kom, sodat hy jou nie miskien voor die regter sleep en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en die geregsdienaar jou in die gevangenis werp nie. Ons weet mos, jy is of vir Jesus of jy is teen hom. Hy is of jou verlosser of hy is jou teestander. En jy en jou teestander is op pad na God se regterstoel. Jy's diep in die skuld. Jy's ongelooflik diep in die skuld. Jy het geen kapitaal nie, jy het geen verdienste nie. Die uiteinde van die hofsaak gaan baie sleg vir jou afloop. Doen nou moeite om jou met jou teestander te versoen, terwyl jy nog op pad is, terwyl daar nog 'n geleentheid is. So broeders en susters, ons teksgedeelte sê dat ons onsself tot Jesus moet bekeer, anders gaan ons die ewige dood tegemoet. Maar terwyl ons teks die noodsaak van bekering beklemtoon, onderstreep dit wat vooraf gaan en die gelykenis daarna die dringendheid van daardie bekering. Jy moet jouself bekeer. Nee, jy moet jouself nou bekeer terwyl daar nog 'n geleentheid is. 'n Man het 'n vyeboom gehad, staan daar, wat in sy wingerd geplant is. Israel was die Here se wingerd. Die volk was omheind. Dit was deur die Here self beskerm, baie goed versorg, bemes en nat gelei, maar 3 jaar lank, na 3 jaar, solank as wat die Here Jesus die land deurkruis het, solank as wat hy siekes gesond gemaak het, demone uitgedryf het, die wingerd met sy lewende woord nat gelei het, na 3 jaar was daar nog niks om te wys nie. En die eienaar het gekom en vrugte daaraan gesoek en niks gekry nie. Geen bekering, geen geloof, en soos ons weet, soos die een drag op die ander volg, is daar ook ander vrugte wat op bekering en geloof volg. Lankmoedigheid en vriendelikheid en vrede en sagmoedigheid en selfbeheersing. Geen vrugte nie. En dit beteken net dat hierdie boom nog nie 'n wortelbekering ondergaan het nie. Ten spyte daarvan dat die Here Jesus hom so liefdevol versorg het nie net hy self nie, maar ook deur sy amptdraers kry die boom al die voeding wat hy nodig het. Voor sy kruisiging het ons Here Jesus se apostels al die land deurreis om die koninkryk van God te verkondig. Kap die boom uit, sê die eienaar. Die plek wat die boom inneem, die moeite wat in sy versorging ingestoot word, dit kan net sowel deur 'n ander boom benut word. Kap hom uit. Partykeer kan 'n vyeboom pragtige blare hê. Die blare kan blink en gesond skitter. Maar hier binne lewer die onbekeerde hart niks op nie. Die Here Jesus en sy disippels het so 'n vyeboom later op die weg na Jerusalem teëgekom. Ons lees dit in Matteus 21. Hulle was honger, maar hy het niks aan daardie boom gevind nie. Net blare alleen. En hy sê toe vir hom, vir daardie boom, laat daar uit jou tot in ewigheid nooit weer 'n vrug kom nie. En onmiddellik het die vyeboom verdroog. Nou kan dit net as vuurmaakhout dien. Maar hier in ons gelykenis, hier in Lukas 13 gebeur dit nie. Nee, die tuinier tree in vir die vyeboom. Die tuinier tree in by die eienaar en hy sê,
nee, nie nou al nie. Nog nie dadelik nie. Gee my asseblief 'n verdere geleentheid om hierdie boom nat te maak, om hom te bespit en te bewerk. En dan is daar nog 'n Sondag. En iewers in die stad of hier in die Suid-Vrystaat word die kerkdeure oopgesluit. En die dominee klim op die preekstoel. En die Here lê nat. En die Here bespit en hy bewerk die vyebome in sy wingerd. Maar dit sal nie vir altyd aanhou nie. Die byl lê al teen die wortel van die vrugtelose vyeboom. Iewers in 'n kaserne is Pilatus se soldate besig om hulle swaarde te slyp. Krake begin al wys in die toring van Siloam. Iewers in die are het die bloedklont nou al vorm begin aanneem. Iewers in die ingewande is die gewas besig om te groei. En in die weste pak die stormwolke saam. En diep onder die oppervlakte van die oseane is die spanning op die aardplate besig om onhoudbaar te word. En ergens in Palestina het die tuinier en die eienaar nou ooreengekom. Dit is nou tyd. Kap hom uit. En wat het ons gelees in Jesaja 55, geliefdes? Soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Dat die goddelose sy weg verlaat en die kwaadoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees, want die Here vergeef menigvuldiglik. Amen. Kom, laat ons dank. Nadige God en Hemelse Vader, ons bely dat ons soms so selfgenoegsaam kan wees. Ons bely dat ons soms so argeloos kan wees met die genade wat U in die wonderlike liefde aan ons bedien. Ons bely dat ons harte soms so hard kan wees. En dit is net deur die werking van die Heilige Gees dat daardie kors van ons hart gebreek kan word, dat ons bereik kan word deur 'n evangelie woord. 'n Evangelie woord wat ons se Here Jesus Christus in al sy liefde, in al sy genade voor ons plaas, maar ook in sy dodelike erns. En so bid ons dat hierdie woord sal uitgaan oor hierdie aarde, dat dit al die uitverkorenes sal bereik, elkeen van hulle. U weet wie hulle is. Ons bid dat ons wat daardie genade tyd ontvang het en wat ons nog hier leef op aarde, dat ons self hierdie liefde, hierdie offer van ons Here Jesus Christus sal omhels. Nie net iets wat met ander gebeur nie, maar ook met my. Ons bid met U sal wees met al die mense wat op die oomblik op die paaie is, dat hulle ook die erns van hulle situasie sal besef. En ons bid ook, Hemelse Vader, dat elke een van diegene wat tot dusver in sy lewe roekeloos gelewe het, sal nadink oor die woord van ons God, want daardie woord sal nie leeg na hom toe terugkeer nie. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing ten slotte saam Psalm 130, die 3de en die 4de verse. Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure, met sy gedagte tel, so wag my siel en sterker, gedurig op die Heer. Psalm 130 verse 3 en 4. Amen.
Ontvang nou die seën van die Here, gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die troostryke gemeenskap van die Heilige Gees, dit sy en dit bly by u almal. Amen.